Ons dra die gordel van waarheid en die harnas van vryspraak en die skoene van bereidheid om die boodskap uit te dra. Ons dra as helm verlossing en die woord van God as swaard. En vir altyd die geloofsskild totdat Jesus ons kom haal. Ons is soldate vir die Heer, ons veg harde keer op keer. Met Jesus aan my sy, want hy bly nou binne my. Met God se wapen rustig aan, gaan ons sterk en saam staan. Hy beloof dit in sy woord, en dit is ons hoe dit hoort. Dan gaan ons veg vir die Heer. By die skool en by die kerk, by die supermark en werk, nou gaan ons praat oor die Heer, want die koms van Jesus is voor die deur, want die koms van Jesus is voor die deur, want die koms van Jesus is voor die deur. Goeiemôre maats. Welkom by les 4 van ons reeks vir Soldaat vir Christus. Die les se tema is die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Kom ons hoor gou wat Romanus te sê het van die Romeinse leer. Hallo maats. Om 'n Romeinse legioen soldaat te wees, was nie altyd 'n maklike taak nie. Toe ek as soldaat by die legioen aangesluit het, moes ek plegtig 'n eed aflê voor die keiser, waar ek beloof om al die take te doen wat hulle vir my gee, en dat ek sou veg vir die ryk, al kos dit my lewe. Die dissipline in die leer was baie streng, en as jy iets verkeerd gedoen het, was jy gestraf. Ons het baie dae, baie ver geloop. Ander kere moes ons van een plek na 'n ander marcheer. Amper die hele dag, en dit met jou volle wapenrusting aan. Ons wapenrusting het ongeveer 30 kg geweeg. Omdat ons baie ver geloop het, was dit belangrik om die regte skoene te dra. Ons skoene het baie soos sandale gelyk, maar was eerder 'n soort stewel. Maar anders as gewone skoene wat gestik moet word op 'n paar plekke, het ons stewels net een naad gehad aan die agterkant, sodat dit nie maklik kon skeer nie. Dit was baie gemaklike skoene. Dit het jou voete beskerm teen rotse en klippe, en stof en sand. As dit nie vir daardie goeie stewels was nie, weet ek nie hoe ver ek sou marcheer nie. Dit is altyd belangrik om die regte skoene te dra. Ek het nog so baie om vir julle te vertel, wat alles deel uitgemaak het van ons wapenrusting, maar meer hieroor volgende week. Hoeveel pare skoene het jy in jou kas? Dalk 'n paar plakkies, tekkies, en netjies 'n paar skool- of kerkskoene. Dalk is daar 'n paar balletskoene of paddavoete. Al die skoene het handelsmerke, soos Adidas, Nike, Puma ensovoorts. Maar het jy die skoene waarvan Paulus in Efesiërs 6 praat? Kom ons hoor gou wat Efesiërs 6 vers 14 tot 15 sê. Bly op jou pos, toegerus met die waarheid as gordel om jou heupe, die vryspraak van God se borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Paulus het besef dat skoene vir die Christensoldaat net so belangrik is om teen die Romeinse soldaat te veg. Die Christensoldaat se skoene word die skoene van bereidheid genoem, om die evangelie van vrede te verkondig. Net so, in Handelinge 16 vers 16, lees ons, toe Paulus en Silas op pad was na 'n bidplek in Filippi,
was daar 'n slavin wat deur die bose gees se mag die toekoms kon voorspel, wat agter hulle aangehardloop en geskree het. Tot eendag, toe Paulus omgedraai het en die bose gees uit die vrou uitbevel het, in die naam van Jesus Christus. Die slavin se eienaar was nie baie gelukkig met Paulus en Silas nie, want nou het hulle nie meer baie geld uit die slavin gemaak nie. Hulle het vir Paulus en Silas gegryp en voor die stadsbestuur gebring. Toe het die stadsbestuur die klere van hulle lywe laat afskeer en bevel dat hulle geslaan word. Nadat hulle geslaan is, het hulle in die binneste sel van die tronk gegooi en het hulle voete met houtblokke vasgeklem, sodat hulle nie kan beweeg nie. Al was hulle seer geslaan, het hulle teen middag begin om te bid, tot God te sing, terwyl die ander gevangenes na hulle geluister het. Skielik begin daar 'n aardbewing, wat al die tronkdeure oopgemaak het, en die boeye van die gevangenes laat val het. Die bewaarder het wakker geskrik, en gesien die tronkdeure staan oop. Hy het sy swaard uitgepluk, en wou homself daarmee dood te steek, want hy wou nie in die openbaar verneder word, en doodgemaak word deur die ander soldate nie. Gelukkig, skree Paulus vir hom, moenie jouself doodmaak nie, ons is almal nog hier. Toe hardloop die bewaarder in die tronksel in, en vra vir Paulus en Silas, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle het vir die tronkbewaarder goeie nuus gegee, want sien selfs daar in die tronk, nadat hulle geslaan was, het hulle nog steeds die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, aangehad. Daardie nag het die bewaarder en sy gesin gered geword van hulle sondes, want hulle het nou in Jesus Christus geglo. So, watter skoene het jy? As jy reeds in die koninkryk van die lig lewe, het jy goeie nuus om te verkondig. Het jy die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig? Die wonderlikste omtrent hierdie skoene is dat jy nie jou ander skoene hoef uit te trek om die evangelie van vrede te verkondig nie. Jy kan die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig bo-oor jou ander skoene aantrek. Nou is jy altyd gereed om die evangelie van vrede te verkondig, die goeie nuus dat Jesus Christus ons sondes verlos het, oral waar jy gaan. Ons onthou vers vir die les is Romeine 10 vers 15. Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Kom ons bid. God, ons weet nou, dit was nie maklik om 'n soldaat in die Romeinse leer te wees nie. En so ook weet ons, dit was nie altyd so maklik om 'n soldaat van Christus te wees nie. Daarom bid ons vandag vir Christene wat nog steeds swaar kry, omdat hulle in Jesus glo en ander van hom vertel. Ons hoef ook nie sleg te voel as maats ons spot wanneer ons hulle vertel van Jesus nie, want Jesus sê in Matteus 11 vers 28, Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal rus gee. Here, ek vra vandag dat U ons moet help om te onthou dat ons altyd na U toe kan kom, ons veilige vestiging, waarna ons kan vlug. Ek bid dat ons ander oor U kan vertel, oor U verlossing en vrede. Amen. Onthou om jou Romeinse soldaat in te kleer en jou les vir Dominee Annelien aan te stuur, sodra jy klaar is. Mooi bly maats, sien jou weer.